Goeiemôre vriende, so hier op 'n Saterdag, maar die 3de Mei 2025. Ek hoop sommer julle het net so 'n lekker Saterdag. Vader, wat 'n voorreg is dit om net elke dag met U te mag praat. Here, te praat met U, te weet dat U luister, te weet Here dat niks is te groot of te klein wat ons nie na U toe kan bring nie. Baie dankie vir daardie voorreg wat U vir ons gee as U kinders. Dankie Here vir daardie verhouding waarin ons met U kan staan as die skepper van die hemel en die aarde. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Ja, ek gaan nou maar aan hier in Spreuke. Ek gaan so by 2-3 sommer net vir julle lees en dan totdat ons stil staan by die gedeelte wat ons dan sommer so 'n paar gedagtes gaan uitruil. Hy sê hier so in vers 2 van 2 hoofstuk 22, ons het op vers 1 gedui, hy sê, voor die Here is ryk en arm gelyk, hy het hulle almal gemaak, né? It's amazing. It's amazing. Ek wil dit is so, die Here kyk nie na die mense uiterlik nie, hy kyk net na die hart. Wat gaan in die hart aan, né? Voor die Here is ryk en arm gelyk, hy het hulle almal gemaak. En verstandige mense sien onheil kom en vermy dit. Onervare mense loop oop oë daarin en boet daarvoor. En ek sê altyd met verstandige mense, as ons na verstandige mense kyk, dan is dit mense met wysheid. Wie is mense met wysheid? Mense wat die Here dien. Wanneer jy die Here dien, weet ek en jy wat reg en verkeerd is. Wanneer ek en jy weet wat reg en verkeerd is, sien ons onheil raak. Ons sien raak, hier gaan probleme kom. So die oomblik as jy in daardie verhouding met God staan, dan sien 'n verstandige mens die onheil raak en hy loop weg daarvan af. Ek lees nou sommer weer in die Koran die afgelope tyd van die mense wat so in soos hierdie kleuterzone wat die ouens bevoeter het uit miljoene rande uit, dat die ou mense kom en dan beloof hulle vir hulle hierdie groot winste. Kom ons sê jy kan by die bank 8% kry, beloof hierdie mense vir hulle 25% en dan glo mense hulle, want hulle wil net glo wat hulle wil. Hulle is onverstandig, so hulle sien nie die onheil raak nie. Verstandige mense weet, jy gaan belê nie by kleuterzone of van hierdie plekke nie waar hulle vir jou hierdie astronomiese bedrae nie. As dit te goed is om waar te wees, is dit te goed om waar te wees. Nee, dan doen jy dit nie. Dit is verstandige mense. Onverstandige mense sien nie die onheil kom nie. Vers 4. Wie nederig is, dien die Here en ontvang rykdom, eer en lewe. Wie nederig is, dien die Here en ontvang rykdom, eer en lewe. Nou vriende, ek is, dis vir my, is weer eens vak 5 leierskap, nee, wie nederig is. Nederigheid is ook deel van die vrug van die Gees. Om nederig te wees, vriende, is om altyd jouself in die ander persoon se skoene te sit. Om nederig te wees beteken om regtig na die ander een te luister. Nederigheid kom nommer 1 daarby dat ek en jy bereid is om voor God te buig, voor God se gebooie te buig, voor te buig oor wat God van jou vra wat jy moet doen. Dit is waar nederigheid begin. En wanneer jy buig voor dit wat God van jou verwag en God van jou vra, dan is dit vir jou baie maklik om nederig te wees teenoor mense ook, né? Maar dit begin daar. Nederigheid begin om met sagtheid na ander mense te kyk. Nederigheid begin daar om nie jou opinie op ander mense af te druk nie. Nederigheid begin daarby, alhoewel jy 'n magsposisie het, dat jy nie die magsposisie gebruik of misbruik tot nadeel van ander mense nie. Wie nederig is, dien die Here, né? Die twee gaan saam. Wie nederig is, dien die Here, want dit begin by nederigheid teenoor God, by nederigheid om te sê, maar Here, ek stel my ondergeskik aan U, en wanneer ek en jy ons ondergeskik aan God stel, dan is ons nederig, dien ons die Here. Interessant sê die Spreuke digter. As jy nederig is en jy dien die Here, ontvang jy rykdom, eer en lewe. Rykdom, vriende, is natuurlik 'n baie moeilik definieerbare term in die tyd wat ek en jy lewe, né? Want wie is ryk? Dis 'n baie relatiewe begrip op hierdie stadium. Jy kyk nooit na jouself en sien jouself as ryk nie. Jy sien altyd die ou wat die groter kar of die groter huis kry is ryk. Maar vriende, eintlik is ons meeste van ons ryk. Of baie, dat ek eers so stel, die meeste van ons nie. Baie van ons ryk. Ons het 'n huis, ons kan 'n plek hier, ons het 'n kar.
in die oomblik as jy daai goed het, ons eet 2 keer of 3 keer 'n dag. Die oomblik as jy daai goed het, vriende, as jy ryk, né? So in daai opsig inderdaad waar, as jy nederig is in die Here, is jy ryk, omdat dit relatief is. Maar jy kan ook nederig wees en die Here dien en arm wees. Nee, so dit is jy ontvang rykdom, maar rykdom moet ons definieer in terme van, is dit geld of is jou rykdom? Ek sê altyd my rykdom is my kinders. My rykdom is my kinders. Wat definieer die spreukedigter as rykdom? Nee, en ontvang rykdom, eer en lewe. Ek dink wanneer, as ek hom nou mooi luister, as ons die Here dien, as ons nederig is, dan kry jy eer, né? Want hoekom is dit so? Mense begin jou raak sien dat jy nie iemand is wat jou gewig heeltyd rondgooi nie. Mense sien jou raak as iemand wat nie op ander mense trap nie. En dan kry jy eer, nie dat jy dit verwag nie, of 'n persoon dit verwag nie, né? Maar dan kry jy eer, né? As jy nederig is, dien die Here en ontvang rykdom, eer en lewe. Ek dink in ieder geval iemand wat nederig is, altyd self in die ander persoon se skoene plaas, is ook 'n inderdaad wat lewe omtrent, jy kan aanhou skryf wat die hele tyd die verkeerde goed sê, met by die verkeerde mense en hulle lewe kan kort geknip word, né? Onthou ek chatte net met julle, ek deel gedagtes soos wat ek nou aangaan, julle moet maar die kaf van die koring skei, so dis wat ek maar dink. So wie nederig is, dien die Here, hy ontvang rykdom, eer en lewe. Ek dink kom ons volstaan vir oggend daarby. Mag julle die God se liefde ervaar, Jesus se genade ervaar en die Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar. Amen.